So, ons almal dien die Here. Ons is kinders van God. En elke liewe dag, maak nie saak wie jy is nie, die kind van God bevind hom ook in omstandighede. Want nêrens in hierdie Bybel staan daar dat wanneer jy jou hart vir die Here gee, dat alles net perfek sal gaan nie. So daar is baie kinders van God wat hulle vanaand in verskillende omstandighede bevind en desperaat uitroep na God. Die ding is dat, en dit is maar hoe die mens is, dit is hoe 'n mens aan mekaar gemaak is, dat terwyl jy 'n sondaar was en terwyl jy in die wêreld was en jy in omstandighede was, het jy altyd planne gehad. Jy het, al was dit oneerlike dinge, het jy dinge gaan doen om uit die moeilikheid te kom. Maar nou dat jy 'n kind van God is, is jy nie meer, hoe kan ek sê, jy kan nie meer daai goede gaan doen nie. Jy kan nie meer oneerlike dinge gaan doen om uit jou omstandighede te kom nie. En dit is waar kinders van God nou kom en sê, maar wat nou? En dis in hierdie tye wat die duiwel nou weer kom, en hy kom herinner jou, man, maak soos daai tyd, man, gaan sien daai ou, gaan sien die Chinaman, en gaan maak 'n lening, en so kom baie kinders van God dan in die versoeking om nog steeds die verkeerde dinge te gaan doen, en waar jy altyd 'n plan B en 'n plan C en 'n plan D gehad het, om jou uit jou moeilikheid uit te haal, kom die duiwel en hy sit jou in die versoeking om nou nog, terwyl jy tot bekering gekom het, dat jy altyd 'n plan B of 'n plan C reg sal hê, net in case die Here nie vir jou gaan deurkom nie. So, vanaand se boodskap is dan om vir my en jou te leer, wat wil God van my en jou hê? Die kind van God, die wedergebore kind van God. Wat wil God van ons hê? Hoe moet ons optree wanneer ons onsself in omstandighede bevind en moeilike tye moet deurgaan, en dit voel vir jou of die Here jou verlaat het. Dit voel vir jou of jy stoksiel alleen in hierdie omstandighede is. Hoe wil die Here hê moet ek en jy optree? Onthou, die Here is daar vir my en jou. Hy het gesê, ek gaan jou nie begewe nie, en ek gaan jou nie verlaat nie. Hy het gesê, vra en jy sal ontvang. Hy het gesê, klop en ek sal vir jou oopmaak. So elke keer is daar iets wat ek en jy moet doen om dan by God uit te kom. Maar baie kere wil mense net hê dat God moet doen sonder om iets terug te doen. Terwyl die woord vir ons sê daar in Jakobus 4 vers 7 tot 8, gee hy vir ons 3 instruksies wat ons moet doen. Hy sê in die eerste plek, ek en jy moet onsself onderwerp aan God, né? Dis die eerste ding. Met ander woorde, as jy jouself aan God onderwerp, beteken dit, jy kom soek sy teenwoordigheid, jy breek die eie ek af, jy erken daarso dat God is die bron van alles in jou lewe, en dat jy absoluut niks uit jou eie uit kan doen nie. Nou sê hy in die tweede plek, jy moet die duiwel weerstaan, dan sal hy van jou wegvlug. So in jou omstandighede, in jou desperate uitroepe, wanneer jy jou onderwerp het, sê jy nou in die geloof vir die vyand, hey, jy los my uit, ek is 'n kind van God, ek doen nie meer A, B, C en D nie, maar nou kom ek in gebed voor God, ek gaan die Here vertrou. Nou sê hy in die derde plek, ek, Wena, moet tot God nader. En wanneer ek tot God gaan nader, nou gaan God na my nader.